Ons fotum kom vanmôre uit Psalm 119 uit. Hoe sal 'n jong mens sy lewenspad suiwer hou? Deur te hou by u woord. Met my hele hart soek ek u. Laat my tog nie afdwaal van u bevele nie. In my hart koester ek u woord, sodat ek nie teen u sondig nie. U moet geprys word, Here. Leer my u voorskrifte. Met my lippe vertel ek van al die beslissings van u mond. Oor die pad van u bepalings is ek verheug soos oor enige rykdom. Oor u opdragte wil ek nadink. Ek wil op u paaie let. In u voorskrifte vind ek vreugde. Ek sal u woord nie vergeet nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, wat heers oor die skepping. Van Jesus Christus, sy Seun, wat aan die regterhand van God op die troon sit, en van die Heilige Gees, wat ons lei elke dag. Amen. So terwyl ons staan, kom ons antwoord op die seëngroet met die sing van soos 'n wildsbok wat smag na water, Liedboek 163. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na u, o Heer. Kom ons sing daarvan saam. So 'n hele klompie jare terug, toe ek nog in die polisie was, het ek saam met 'n man gewerk, wat 'n godsdienstige man was, daar in my kantoor. Het was 'n Xhosa man gewees. En ek en hy het eendag in die kantoor gesit en gesels oor godsdienst, en ek het vir hom 'n bietjie sy perspektiewe gevra oor dit. En hy het vir my bevestig, hy glo in Jesus Christus. Maar hy glo ook in die aanbidding van die Voorvadergees, en dit vorm deel van sy geloof. Nou ek het nie op daai stadium regtig die kennis gehad om met hom oor hierdie goede te praat nie, en ek het dit toe maar daar gelos. Dit was my baie interessant om te luister na wat hy te sê het en hoe hulle dink. Heel wat meer onlangs was ek weer op Facebook in 'n gesprek gewees met 'n Afrikaanse vrou wat 'n stelling gemaak het oor spesifieke eetreëls, wat ons mag eet en wat ons nie mag eet nie. En as ons byvoorbeeld vark eet, dan is ons nie gehoorsaam aan die verordeninge van die Bybel nie en staan ons in kontras met die waarheid, want dit is goed wat ons moet onderhou. En ek het met haar in 'n gesprek gegaan oor dit, maar geen mate van wetsbevrydende gesprek wat ek met haar kon voer, het deurgedring na toe nie. En ek het op die einde van die dag toe maar net besluit, jy weet, dis nie my werk om te oortuig nie. My werk is om te getuig en die Heilige Gees sal dit verder vat. Nou op verskeie sosiale media platforms is dit baie duidelik dat ons globale geloofsgemeenskap of ons globale gemeenskap 'n geweldige diverse gemeenskap is. Die dae waar die predikant in die dorpie betrokke was en die vorming van jong gedagtes en jong mense se moraliteit is verby. En dit is eintlik nogal jammer. Want die Bybelse boodskap is om Jesus Christus of God eerste te plaas in ons lewe. Die wêreldse boodskap is om jouself eerste te plaas in jou lewe. En hierdie twee staan reglyn teenoor mekaar. Nou ten spyte van 'n goddelike moraliteit wat ons almal nastreef, wat die hele wêreld nastreef, want dit is die idee van hoe is 'n mens 'n goeie mens? En dit is om daai goddelike moraliteit na te leef. Nou ten spyte van dit is selfsug aan die orde van die dag. Baie goede wat ons doen, baie goed wat mense doen, is gemik op wat kan dit vir my doen? Wat kan ek hieruit kry? Die woordjie nee vorm nie deel van ons alledaagse woordeskat nie. Want as ons iets wil hê, kan ons dit kry. En as ons dit nie kry nie, dan dra ons op daaroor tot ons dit kry. Het is my baie interessant dat as ek vir my kinders gesê het nee, dan het hulle altyd gevra hoekom. Maar as ek vir hulle gesê het ja, het hulle nooit gevra hoekom nie. Nooit nie. Niemand het dit ooit bevraagteken nie. Nou hierdie blootstelling wat die globale gemeenskap het op ons kinders, op ons lewe, op waar ons werk, waar ons funksioneer, bring nuwe kulture op ons deurstoep. En hierdie nuwe kulture bring nuwe ervarings vir ons. En hierdie nuwe ervarings bring vir ons nuwe uitdagings. En dit lyk aanloklik dit wat ons sien. En as ons oningelig is ons bereidwillig om deel te neem aan die goeie, want die Bybel sê mos vir ons, beproef alles en behou die goeie. Maar dis partykeer iets wat ons heeltemal buite konteks verstaan. Ons probleem is egter
die neeweffekte van alles wat ons sommer net beproef. Weet, as die dokter vir my 'n nuwe pil gee, vir my en vir Debbie, sy is baie erg oor dit, dan sal sy altyd eers gaan kyk, wat is die naam van die pille, en dan gaan klim sy op Google, wat is die neeweffekte van hierdie pille? Want sy wil nie iets drink wat vir haar nog gaan laat slegter voel in haar lewe as wat sy al reeds voel nie. So het ek op 'n stadium begin met cholesterolpille, en toe voel dit my heeltyd, daar sit iemand op my bors, ek kry nie asem nie, dis een van die neeweffekte daarvan. Maar wanneer ons nuwe kulture, uitdagings probeer, gaan Google ons nooit, wat is die neeweffekte van dit op ons lewe nie. Ons doen dit net. En dan wanneer dit backfire, verskoon die Engels, dan sit ons met die gebakte patats, gebakte pere, en dan sit ons met die gedagte van, as ek maar net geweet het, sou ek dit nooit gedoen het nie. Soms word ou gedagtes met nuwe klere aangetrek en vir ons aangebied as 'n moderne uitkyk op Christendom en op moraliteit. Terwyl dit verwronge is en dit genormaliseer word in die wêreld waarbinne in ons funksioneer. En dan kom die vraag, ten spyte van al hierdie dinge, kom die vraag na ons na vorentoe. Is Jesus vir ons genoeg? Het ek net vir Jesus nodig om my eendag by God uit te kry? Paulus was in die tronk toe hy hierdie brief aan Kolossense geskryf het, aan die Kolosse geskryf het. Nou die gemeente in Kolosse is 'n geweldige diverse gemeenskap gewees. Gaan nou vir julle wys op die bord presies waar hulle is. En dit het in die diversiteit waarbinne hulle as gemeenskap gefunksioneer het, geweldige baie vraagstukke laat ontstaan. Net soos vraagstukke wat ons vandag mee sukkel. Kom ons lees wat sê Paulus vir hulle in Kolossense 2 vers 1 tot 23 nie. Net so voordat ons die woord oopmaak, kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Here ons God, baie dankie Here vir die wonderlike voorreg wat ons het om op so 'n fris koue oggendjie hier by mekaar te kan wees. En dankie Here dat ons so lekker klompie by mekaar is Here, want ons weet ook dat wat U sê is waar 2 of meer in my naam verteenwoordig is, daar is ek teenwoordig. So Here, daarom dankie ook dat U vandag hier by ons is. En Here, wanneer U dan nou hier saam met ons sit, gee ook so dat ons vandag 'n bietjie gaan kyk na die volheid van God in ons lewe. En Here, gee ook so dat dit wat ons gaan lees, dat dit wat ons sal oorgesels, dat dit vir ons verstaanbaar sal wees, dat U dit vir ons harte sal oopmaak en vir ons verstand sal helder maak, dat ons hierdie woorde en hierdie boodskap baie deeglik sal beskryf. En dat dit ons sal lei ook in die toekoms verder, want Here, dit is ons toekoms. En daarom is dit vir ons geweldig belangrik om hierdie konsepte te verstaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kolossense 2 vers 1 tot 23. Ek wil hê julle moet weet hoe 'n groot stryd ek het vir julle, vir diegene in Laodicea en vir diegene wat my nog nie van aangesig tot aangesig gesien het nie. Dit is my doel dat hulle harte deur liefde saamgebind bemoedig mag word en dat hulle kan kom tot die volle rykdom van allesomvattende insig, ja, tot die kennis van die misterie van God, naamlik Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Dit sê ek sodat niemand julle met slinkse argumente om die bos sal lei nie. Al is ek wel nie liggaamlik teenwoordig nie, is ek in die gees by julle, en baie bly om te sien hoe ordelik julle optree en hoe vas julle geloof in Christus is. Vers 6, aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel, en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en leebedreery wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Want in hom woon die hele volheid van die godheid liggaamlik. En in hom wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. In hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur mensehande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is.
Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredings, en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredings vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis, en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hierdeur die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Moet dus nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink, of oor 'n fees, 'n nuwemaansfees, of 'n Sabbat nie. Hierdie dinge is net 'n voorafskaduwing van dit wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus. Moenie dat iemand wat aandring op selfvernedering en die aanbidding van engele en wat hom verdiep in visioene wat hy gesien het, julle van die prys beroof nie. As gevolg van sy sondige aard, dink hy sonder rede baie van homself, en hou nie vas aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam ontwikkel, ondersteun en saamgebind word deur gewrigte en spiere, met groeikrag wat van God kom. Vers 20, as julle saam met Christus die kosmiese elemente afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog as deel van die wêreld leef, steeds gebonde aan voorskrifte soos, moenie daaraan vat, of proe, of raak nie. Dit is alles dinge wat deur gebruik tot niet gaan, en gebaseer is op mensgemaakte voorskrifte en leringe. Hoewel hierdie voorskrifte met hulle self opgelegde, godsdienstpligtige, gefeinste nederigheid en liggaamlike kastyding die skyn van wysheid het, is dit heeltemal nutteloos, maar dien tot bevrediging van die sondige aard. Ons lees net tot sover. Net gou so vinnig, as ons gaan kyk, daar is Kolosse. Dit is omtrent seker so 480 kilos van Athene af, en soos die kraai vlieg 850 km van Jerusalem af. En dit is in die Turkye gebied. So dit is 'n hele entjie weg van waar Paulus afgefunksioneer het. En hy was self nooit by hulle gewees nie. Dit is een van sy kollegas wat uit Kolosse uitkom, wat by Paulus kom leer het en die gemeente daar gaan stig het. En hy het dan gekom, terwyl Paulus in die tronk was, en vir Paulus kom besoek en vir hom kom rapporteer wat daar aan die gang is, oor hulle welstand, en as ook oor die probleme wat hulle ondervind. En dan skryf Paulus hierdie brief vir hulle terwyl hy in die tronk sit, om hierdie probleme wat hulle het oor die dwaalleringe aan te spreek. En die dwaalleringe het gegaan oor die aanbidding van of met engele. Daar's twee perspektiewe oor dit. En dan asketiese gebruike of praktyke, en dit kom maar basies dalk neer, amper val hierdie ding af. En dit kom maar by die asketiese praktyke, kom basies maar daarop neer, dit is 'n liggaamlike dissipline wat toegepas word in die handhawing van Joodse tradisies. En dan synkretisme, wat afgelei is van die woord synchronize, wat daarop neerkom dat dit wat in die geloof plaasvind word getrou met geloof of kulturele tradisies, goed wat nie by mekaar pas nie, word so vermaak dat dit later by mekaar inpas en dit 'n lewenstyl vorm. En dan spreek Paulus al hierdie elemente aan in hierdie brief wat hy aan die gemeente in Kolosse skryf. En hy bring dit in verband met wat Christus vir ons kom doen het en verduidelik daarmee dat hierdie oudheidse tradisies en die vermenging van kulture en geloofsake geen water dra nie. Want Christus bly in beheer. Kolossense 2 vers 10 sê, God is hoof oor elke heerskappy en mag. As ons gou so 'n bietjie kan kyk na elkeen van hierdie drie goedjies, ek gaan nie lank op dit vas staan nie, want anders klink dit soos 'n lesing. As ons gaan kyk na die aanbidding van of met engele, dit het heel moontlik te doen met sekere kosmiese elemente, want in die diverse kulture wat daar was in Kolosse, is daar Grieke ook gewees, en dit herinner redelik baie na die Griekse mitologie, waar hulle die sterre en planete gesien het as kosmiese elemente, as engele wat neerkyk op die mens, en dan krag uitoefen oor dit wat gebeur op die aarde, oor natuurrampe, oor winde, die see, en al daai tipe van elemente. En hulle aanbidding daarvan was dan nou om heeltyd in goeie
in welbehae met hulle te wees, sodat natuurrampe hulle nie onderkry nie, dat daar niks met hulle gebeur nie, dat hulle veilig sal wees. En in sommige Joodse kringe het dit ook voorgekom, want as ons gaan kyk in Openbaring met die oopmaak van die boek en die seels en die goede wat gebreek word, was daar altyd 'n natuurelement, soos winde wat gewaai het. En dit het vir die Jode aanklank gevind, en daarom het hulle begin ook om hierdie elemente, hierdie kosmiese elemente te aanbid en in te bring in hulle geloofstrukture. Asketiese praktyke in die wettiesheid, het ons net al gesê, is 'n streng liggaamlike dissipline, en dit het gekom daarmee dat hulle die fisiese voorskrifte, die sabbatsfeeste, die heilige feeste, die wet, alles moes onderhou, terwyl hulle nog steeds aan Jesus Christus glo. Dit is gewoonlik maar Joods van aards gewees, en sommige van hulle het die gedagte agter dit was dat hulle persoonlike belewenis kry, en dat hulle kontak daardeur kry met engele, deur visioene. En dit is hoe hulle dit beleef het. Nou Paulus maak hierdie leefilosoof, baie groot woorde, leeffilosofiese intellektualisme, met ander woorde mense wat baie debatteer oor intelligente goede wat gewone mense nie van verstaan nie, maak hy af as betekenislose bespiegelings, met geen praktiese waarde vir Christene ten opsigte van die weerhouding van sonde nie. So dit was net 'n gesprek wat hierbo gevoer is, maar geen waarde gehad het hieronder waar hulle gefunksioneer het nie. Al hierdie dinge, sê Paulus, is maar net 'n skadu van die dinge wat kom, terwyl Christus nou die werklikheid is vir almal. En dan gaan ons met 3 sinnetjies oor sinkretisme. Sinkretisme is die saamsmelting van geloof en kultuurtradisies en kultuurgelowe. Dis byvoorbeeld waar jy aan Jesus glo, maar net vir ingeval moet jy ook wettiese verordeninge nakom vir jou eie heiligmaking. Dis waar 2 sake nie pas nie, maar geforseer word om te pas, om 'n nuwe, die Zioniste wat ons kry, hier mense wat so in die veld in die wit klere in die sirkeltjies gaan sit, dit is 'n voorbeeld van sinkronisme, waar Christelike geloof en kultuurtradisies by mekaar geforseer word om 'n geloof te vorm. Nou as ons terugkom by Kolosse, in die diverse kulture van Kolosse, is dit maklik hoe gesien kan word in hierdie verskillende geloofstradisies en kulturele tradisies, hoe dit as een gemeenskap saam begin funksioneer het, en daardeur nuwe tradisies gevorm is, waardeur mense by aanklank gevind het. Dit skakel ook in by die Joodse siening oor engele wat beheer uitoefen, hierdie Griekse mitologie wat ons net van gepraat het. En dan kan ons verstaan, wanneer ons na hierdie perspektief begin kyk, vanuit hierdie tradisie uit, hoe dit as 'n dwaalleer kan groei en kan posvat, en hoe hulle dit kan verkondig as die waarheid, want dit maak vir hulle sin uit hulle geloofstradisies uit. En hierdie sieninge vertak dan ook na hierdie asketiese praktyke toe, die onderhouding van die wetfisies en hierdie heiligmakingsprosesse en die sinkretisme uit. Wanneer ons vandag kyk na ons globale gemeenskap en hoe die diverse kulture van reg oor die wêreld deur die internet in Middelburg en in Krabak by ons huise inkruip, kan ons dan verstaan hoekom daar so baie sienings is oor Christendom en oor verwronge idees wat uitgebasyn word op die internet, hoe dit in ons lewe kan inkom en hoe mense daardeur afgelei kan word. Verstaan my mooi, die internet bring vir ons pragtige Christelike materiaal, maar saam met dit het ons toegang tot hierdie verwronge idees. Dit kom ook by ons huise in. Dit word so genormaliseer vandag, dat ons aandag afgelei word van God af. En dat dit vir ons begin verkondig, maar Christus alleen is nie meer genoeg nie. Dit bring ons onder die gedagte dat ons iets moet doen om te help. Ons moet onsself probeer verheilig, terwyl dit nie nodig is nie. Hierdie filosofie maak Christus klein en sakpas, dat ons hom hier in ons hartkamers hierso in ons sak hou, vir wanneer ons hom nodig het. En dit is hierdie perspektief wat Paulus dan nou aanspreek. En Paulus se grootste wapen wat hy het teen dit, is in vers 2 en 3 in Kolossense 2. Kennis. Kennis van God se misterie, kennis van wie God is vir Paulus geweldig belangrik.
Kolossense 2 vers 2 en 3 sê, dat hulle kan kom tot die volle rykdom van alles omvattende insig, ja, tot die kennis van die misterie van God, naamlik Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Hoekom sê Paulus vir hulle dit? Vers 4, dit sê ek, sodat niemand julle met slinkse argumente om die bos kan lei nie. Kennis is mag. Wanneer ons kennis het van wie God is, van wat God vir ons kom doen het, en hoe dit funksioneer, hoe alles by mekaar insteek, dan kan enige iemand na jou toe kom met hierdie afleidingsteorieë en vir jou kom probeer om die bos lei, en jy kan antwoord hê vir alles van dit. En dit alles is te doen met kennis van God. Paulus sê vir ons hier, dat alle leringe wat op ons deurs toe kom, moet ons toets aan die volle rykdom van allesomvattende insig en kennis van die misterie van God in Christus. Moet met ander woorde nie sommer alles net vir soetkoek opeet nie. Ek het 'n vriend in Kraddock wat gereeld vir my sê, hy kry 'n boodskap uit elke preek uit. Sê ek van, dit is baie gevaarlik, want jy kan 'n boodskap kry uit verskillende ander gelowige Bybels ook uit. Uit die Koran uit kan jy 'n boodskap kry wat vir jou baie aanklank vind, maar dit is nie gebaseer op die gereformeerde Christelike geloof nie. Dan het jy 'n boodskap gekry, maar dit is nie 'n boodskap gebaseer op waarheid nie. So kennis is geweldig belangrik. Kolossense 2 vers 9 praat van Christus as die volheid van God. Wat word hiermee bedoel? God se volheid, God se entiteit, God se wese word gemanifesteer in die liggaamlike persoon van Jesus Christus. Dit is vir ons die bewys dat die mens gemaak is vir God. Vers 10 sê vir ons, en in hom wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. So met ander woorde, wanneer ons glo in Jesus Christus, wanneer Christus vir ons alles in ons wêreld is, in ons lewe is, ons anker, ons rots is, en ons het saam met hom gesterf in die dood, en ons is weer opgestaan deur die geloof in die krag van God, dan is God se volheid deur Christus Jesus binne in ons. En ek kan die preek nou net hierso stop, want dit is die essence, dit is die wese van hierdie boodskap wat Paulus kom gee. Jesus weerspieël daardie volledigheid met God. Vers 11 sê vir ons, ons is in Christus besny wat ons sondige bestaan weggeneem het. Ons is in die doop saam met hom begrawe, maar is ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God. God is dus deur Jesus in sy volheid ook in ons lewe. Enige lering wat ons op hierdie stadium dan nou oortuig van gebrek of onvolmaaktheid is nie gebaseer op die waarheid nie, want gelowiges is reeds gevul met God. Vers 10 verwys na Christus as hoof van elke heerskappy en mag. Jesus sê vir ons in Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Geen kosmiese magte is dus nodig om in te staan vir dit wat Jesus Christus reeds vir ons gegee het nie. Engele aanbidding het dus geen betekenis in ons lewe nie. Die Gees is ons bemiddelaar. Die Gees is volkome God. Wat beteken dit prakties vir ons vandag? Ons is deur die kruisdood verenig met Christus en kan die volheid van God ervaar in ons lewe. Geen ander menslike of kosmiese magte is nodig vir ons verlossing nie. Ons verlossing is reeds bewerk. Ons het reeds die ewige lewe. Soos ons hier sit vandag, in 'n tydlose perspektief, is ons reeds in die hemel. Niks wat ons nou beoog om te doen, om te help, is nodig om gedoen te word nie. Ons is reeds daar. Die gelowige se lewe is al reeds in die hemel.
En dit bring 'n radikale verandering vir ons lewe hier op aarde mee. 'n Heeltemal 'n nuwe perspektief op 'n lewe wat vir ons vrede bring, wat ons gedagtes omvorm, wat ons perspektief so verander, dat ons kan vrede hê, te midde van situasies wat vir ons onvrede wil gee. Dis 'n perspektief wat gefokus is op God, en nie op hierdie leë filosofieë van die wêreld nie. Dis 'n nuwe identiteit, en een wat heeltyd vernuwe word, in kennis van God, om te groei in geloof, nader na God te beweeg. Die transformasie wat ons deurgaan behels die afgooi van die ou klere van sonde, en die aantrek van die nuwe klere van Galasiërs 5 vers 22, wat die vrug van die Gees is. Dis 'n nuwe lewe, en 'n nuwe verbondenheid aan Christus, om in hom gewortel te wees, en opgebou te word, deur Jesus Christus self. Dit beteken, ons hoef nie meer die wet en hierdie heilige feeste met streng dissipline na te kom nie. Maar die Gees beweeg ons om dit te doen. Die Gees lei ons om in hierdie goddelike moraliteit te leef, omdat ons lief is vir mekaar. Ons word nie gedwing nie, ons word gedryf daardeur. Die liefde van Christus dryf ons om so te leef. Om op te som, en ek sluit af met hierdie slide, kennis van God en Christus is omvangreikend en noodsaaklik om dwaalleringe teen te staan. Ons moet weet wie God is. Ons moet weet wat God kom doen het. Ons moet weet wat is die impak van dit op ons lewe, elke dag prakties. Wanneer ons gekonfronteer word, die tweede een, met hierdie dwaalleringe, moet ons hierdie leringe toets teen hierdie kennis van God. As die leringe voldoen aan dit wat ons ken, aanvaar dit, is reg, aanvullend, leer daaruit, inkorporeer dit, want dit is hoe ons geestelik groei. Maar as dit kontrasterend is met dit wat ons ken, van wie God is en wat Jesus vir ons kom doen het, verwerp dit en fokus jou aandag opnuut weer op God, sodat ons nie afgelei word of afgetrek word deur kulturele verwagtinge en geleenthede wat ons kan onderkry nie. Leef in die styl en perspektief van 'n nuwe mens, sodat dit sigbaar sal word in ons samelewing. Leer en onderrig mekaar in die liefde wat God vir ons het. Praat met mekaar oor godsdiens. Deel jou perspektiewe. En dan die heel belangrikste een. Staan vas in die geloof dat Christus vir ons genoeg is. Ons het niks anders nodig nie, maar God alleen. Hillsong sing dit vir my so mooi. Christ is enough. Amen. Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om 'n bietjie te gesels hieroor. Here, dit is vir my 'n onderwerp wat vir my baie naby aan my hart lê, en dit is 'n onderwerp met wie ek baie keer met mense oor gesels, oor verskeie aspekte. En Here, wanneer ek dan nou vandag hierdie geleentheid gehad het ek dit so waardeer. En Here, dankie vir die leiding wat U vir ons gee vandag in hierdie boodskap, Here, en dat U ons kom opnuut herinner daaraan, Here, dat U is genoeg. U is in beheer van die skepping. Niks in hierdie skepping wat tydelik is, kan ons ooit op 'n manier help om self tot by U te kom nie. Here, U alleen kan ons verlos. U het nie mense hulp nodig daarvoor nie. Al wat U van ons vra is om vas te hou in die geloof, dat ons eendag sal deel in die heerlikheid van God. En Here, wanneer ons kom in situasies waar 'n diverse gemeenskap ons aandag so aftrek, Here, dat U vir ons 'n lamppaal sal wees, Here, wat hoog staan, soos 'n ligdoring, Here, en dat U vir ons sal wys, ek is vir jou genoeg.
En Here, dat ons dit sal vasmaak in ons lewe. En dat ons sal vashou aan dit. En Here, gee vir ons ook die bereidwilligheid om te kan leer van U. Om navorsing te kan doen oor U, Here. Om die Bybel te vat, U woord te bestudeer. En Here, met mekaar te praat oor dinge wat ons nie verstaan nie. Dat ons sal leiding kry deur mekaar te ondersteun. Ek vra vir U om met ons te gaan deur hierdie volgende jaar, maand, week, dag. En Here, hou vir ons vas in U hande, sodat ons altyd sal opkyk na U en altyd sal leer by U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag die God van vrede julle in elke opsig heilig maak, en mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar word, tot ons Here Jesus Christus kom. Die genade van ons Here Jesus Christus bly met julle elkeen. Amen. Ons sien julle volgende week weer.